Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag spandeer ons tyd saam met Matteus 21, vers 33 tot 46. In hierdie gelykenis vertel Jesus van 'n eienaar wat 'n wingerd plant en dit dan aan landbouers verhuur. En wanneer hy sy diensknegte stuur om die oes te gaan haal, mishandel en vermoor die landbouers hulle. Uiteindelik stuur hy dan sy seun, maar toe maak die landbouers hom ook dood. Jesus vra toe, wat sal die eienaar met daardie landbouers doen? Hulle antwoord lees ons in vers 41. Die slegte mense, hy sal hulle 'n slegte dood laat sterwe en die wingerd verhuur aan ander landbouers, wat hom die vrugte op die regte tyd sal gee. Nou met hierdie antwoord het die hoëpriesters en die ouderlinge presies verstaan wat die bose dienaars verdien. Werklik, die wat so teen hulle meester in opstand kom, verdien oordeel. Nou hierdie fariseërs het geweet dat die eienaar van die wingerd die reg gehad het om die vrugte op hulle tyd te verwag. Nou in hierdie gelykenis word God as die eienaar uitgebeeld. Israel is die wingerd en die landbouers is die godsdienstige leiers, die fariseërs en die skrifgeleerdes. Die diensknegte in hierdie verhaal is die profete wat Jesus gestuur het. Die seun is Jesus self en die nuwe landbouers verwys na die mense, Jode en nie-Jode, wat die koninkryk van God sal ontvang en die vrug daarvan sal dra. Nou deur hierdie gelykenis verduidelik Jesus aan hierdie fariseërs dat God vrugte van Israel se leierskap verwag het, maar min gevind het, soos ons gesien het in die geval van die vyeboom. Nou, omdat die leiers van Israel so korrup was en hom as die hoeksteen verwerp het, waarvan ons in Psalm 118 gelees het, het die Here die koninkryk van God van hulle af weggeneem en oorgedra aan die nuwe landbouers, wat verwys na die Jode en die nie-Jode, wat die koninkryk van God sal ontvang en die vrug daarvan sal dra. Nou hierdie boodskap is nie net vir die fariseërs en die skrifgeleerdes van daardie tyd bedoel nie, maar vir elke een van ons vandag, as landbouer in God se wingerd. Alhoewel Jesus verwerp is en doodgemaak is, het hy steeds die hoeksteen geword. God het hom die fondament van sy koninkryk gemaak. En die goeie nuus is, dat daardie koninkryk is nie net vir 'n spesifieke volk nie, maar vir almal wat bereid is om vrugte te dra en gehoorsaam aan God te wees. Nou ek en jy is nie net na God se koninkryk geroep om dit te geniet nie, maar om as landbouers daarin te werk, om vrugte te dra en om sy wil te doen. Dit beteken dat ons nie soos die bose diensknegte moet wees nie, maar soos getroue werkers wat weet dat alles aan God behoort en dat ons dit met blydskap aan hom moet teruggee. Nou 'n vraag wat ek en jy kan oordink vandag, is wat doen ek en jy met die wingerd wat God aan ons toevertrou het? Hy het elke een van ons 'n lewe gegee, 'n doel hier op aarde. Hy verwag dat ons gawes gebruik om sy koninkryk te bou, nie om ons eie belange te bevorder nie. Hy roep ons om geregverdig en getrou te wees. En as ons getrou is, beloof hy 'n ryk oes, 'n seën wat veel groter is as enigiets wat hierdie wêreld ons kan bied. Nou mag ons kies vandag om gehoorsaam te wees. Mag ons lewens bou op die hoeksteen, op Jesus Christus, en nie op selfgesentreerdheid en sonde nie. Mag ons God se wingerd lief hê, bewerk en met vreugde aan hom teruggee wat aan hom behoort. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.